Graad 11 wiskunde vraestel 1 van November 2015. Kom ons kyk na vraag 1.1.1. Hulle wil hê ons moet oplos vir x en hulle gee 'n kwadratiese vergelyking. Nou, heel eerste, kyk ons of ons nie dalk kan faktoriseer nie. As ons kan faktoriseer, sal ons faktore van 12 kry, sodat as ons hulle van mekaar aftrek, ons 1 kry. En ek dink daar is sulke faktore, 3 en 4. So ek dink dit gaan wees x en 'n x en 'n 3 en 'n 4, en onthou om te sê is gelyk aan 0, want dit is 'n vergelyking. En nou moet ons net kyk, ons wil plus hê, dit beteken die 4 gaan die plus kry en die 3 die minus. En nou kan ons antwoorde gee, x is gelyk aan 3, of x is gelyk aan minus 4. Vraag 1.1.2, dit is nog steeds los op vir x, 'n vierkants wortelsom, 2x plus 1 is gelyk aan x minus 1. Onthou julle wat doen mens met so 'n som? Ons vat beide kante en ons quadreer dit. Maar voordat jy dit doen, onthou dat as jy dit nou gaan quadreer, verander jy swaal van die vergelyking. Wat mens moet onthou met so 'n som is dat 'n vierkantswortel soos daardie is altyd positief. En dit beteken die regterkant moet positief wees. Nou in wiskunde skryf ons positief so neer. Ons gaan daardie bære vir nou as ons antwoorde gekry het. Goed, as ons 'n vierkantswortel quadreer, val dit net weg. So daar staan 2x plus 1 en aan daai kant kry ons x kwadraat min 2x plus 1. Kom ons vat alles oor na regs. Dan kry ons x kwadraat min 4x en die ene val weg is gelyk aan 0. Om een of ander rede sukkel baie kinders nogal om hierdie te faktoriseer. Dis baie maklik. Wat doen ons? Ons haal 'n x gemeenskaplik uit en dan bly oor x min 4. Dit is gelyk aan 0. En nou kan ons twee antwoorde gee. Dit beteken x is 0 of x is 4. En nou moet ons net gaan kyk na daardie voorwaarde. En die voorwaarde sê eintlik x is groter of gelyk aan 1. En as ons mooi kyk, is daardie antwoord nie groter as 1 nie. So hy gaan nie van toepassing wees nie. En ek kry dus net een antwoord. X is gelyk aan 4. Vraag 1.1.3, nog steeds los op vir x. 2 tot die mag x, wortel x is gelyk aan 2 tot die mag 27. 'n eksponentvergelyking, maar ons is gelukkig, die grondtalle is klaar dieselfde. So ek kan die grondtalle laat val en ek kan sê x wortel x is gelyk aan 27. Nou ons kan hier weer gaan quadreer as ons wil, maar ek dink dit gaan die som baie ingewikkeld maak. Onthou dat wortel x, kom ons kyk gou daar, is dieselfde as x tot die mag half. So x maal wortel x sal gelyk wees aan x maal x tot die mag half. En daardie is tot die mag 1. En wat doen ons? Ons stel by mekaar. So dit word tot die mag 3 op 2. Hier staan dus eintlik x tot die mag 3 op 2 is gelyk aan 27. Ek sê altyd ons wil probeer om x tot die 1 te kry. So kom ons verhef beide kante tot dieselfde mag. En as ons daardie verhef tot die mag 2 op 3, dan kanselleer die eksponente uit. Kom ons kyk wat gebeur nou. Nou het ek links net 'n x. En daar, onthou wat beteken daar, die onderste een is die wortel van 27 kwadraat. Ek kan dit seker sommer op jou sakrekenaar ook uitwerk. Dit gaan vir my 3 kwadraat gee wat 9 is. X gelyk aan 9, die antwoord van vraag 1.1.3. Vraag 1.1.4.
gee x kwadraat minus 2x minus 8 kleiner as 0. Ons kan faktoriseer, dit gee vir ons x min 4 en x plus 2. Onthou ek het dit gedoen, nes ek het nou gedoen het. En nou moet jy versigtig wees, want hierdie is 'n ongelykheid. Dit beteken jy moet 'n prentjie teken of een of ander metode wat jy ook al geleer het op skool. Ek gaan hom vir jou so wys. Ons weet dat die wortels is minus 2 en 4. Kleiner as is onder, so dis daardie gedeelte. So my antwoord lê letterlik in daardie gebied. Maar oop kolletjies, want daar is nie, is gelyk aan by daar nie. Dit beteken ek kry 'n antwoord van minus 2 kleiner as x, kleiner as 4. Jy kon dit ook in intervalnotasie geskryf het en gesê het x is 'n element van ronde hakies min 2, 4.